Goeiemôre dames en here. Ons vra groot asseblief, skakel julle selfone af of sit hom op silent. Daar's geen groter irritasie as jy na musiek luister en daar's 'n ding-dong liedjie wat kom inchip nie. Ons hoop julle gaan die oggend geniet. Ek wil Dominee Henk stap vas, hy is leraar by Gereformeerde Kerk in Helstrom aan die woord stel, dat hy vir ons die opening doen. En daarna sal ek die verwelkoming so goed doen. Goeiemôre. Mens voel baie keer in die lewe as daar grondpaaie op 'n mens se lewenspad kom. Daar's ops en daar's afs en daar's worstelinge en daar's storms. Dan voel mens dikwels so alleen. Mens voel dikwels so dit is eintlik net met jou wat dit gebeur. Maar dit is nie werklik so nie. Storms en alleen voel en worstelinge kom deur al die eeue met die mens saam. En daarvan getuig baie psalms ook van kinders van God wat met God worstel en by God genade afsmeek. Ek gaan vir ons Psalm 119 lees, maar daarom nie die hele een nie. Ek gaan 'n paar verse uit Psalm 119 lees. Dit is 'n Psalm van Dawid. Vanaf vers 153 gaan ek 'n paar verse lees. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie. Verdedig my regsaak en verlos my. Maak my lewend volgens u belofte. Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Here, u barmhartighede is menigvuldig. Maak my lewend volgens u verordeninge. My vervolgers en my teestanders is talryk, van u getuienisse wyk ek nie af nie. Ek het diegene gedien wat troueloos handel, en dit het my gewalg, dat hulle u woord nie onderhou nie. Aanskou dat ek u bevele liefhet, o Here, maak my lewend na u goeie tierenheid. Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Gaan hy aan in vers 169, o Here, laat my smekinge nader kom voor u aangesig. Maak my verstandig volgens u woord. Laat my smeking voor u aangesig kom. Red my volgens u belofte. My lippe sal lofsange laat uitstroom, want u leer my u insettinge. My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid. Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. O Here, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. Laat my siel lewe, dan dat dit u kan loof, en laat u gerigte my help. Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap, soek u knegg, want u gebooie vergeet ek nie. Hoor u, ja, ek wil amper vra nie, u is vra of u dit hoor nie. Kan u daarmee identifiseer? Klink dit amper of dit u kon wees, wat dit hier skryf. Here,
Maak my lewend. Ons lewe. En tog voel ons dikwels of ons nie lewe nie. Here, maak my lewend, want ek het U lief. Kom ons buig die hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Dit is wat ons voortdurend bid. Dit is wat ons van U afpleit. Dat U deur die Heilige Gees in ons so sal werk, dat ons ondanks die storms en ondanks die opdraandes en die hartsere en die vreugdes in hierdie lewe, U nie vergeet nie. U teenwoordigheid erken en U teenwoordigheid beleef in ons lewens. Ons dankie dat U ons vanoggend ook hier bymekaar gebring het om saam te besin en te dink oor iets wat toeneem, oor iets wat so baie van ons lewens totaal en al in beslag geneem het. Waarop ons antwoorde soek en vrae soek en smekinge het by U. Ons vra U, Here, wil U dan ook vanoggend gebruik om ons te onderrig, om ons te lei, om ons te versterk deur U woord, deur U Gees. Want U is ons God. U is die Almagtige. Seën vanoggend, seën elke kind van U. Hou ons vas in U Vaderhand. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 130, daarvan gaan ons die eerste en die 4de vers sing. Goed, nou begin ons by die regte speech en dis te veel goed op my asem vanmôre. Hartlike welkom aan almal hier teenwoordig. Hierdie program het reeds vroeër gedraai by die Oog Aftreelandgoed. Die aanbieders is toegenader met 'n versoek om dit ook in Nylstroom te doen. Baie dankie aan Weesgerus vir die saal. Ina en almal wat daar gehelp het met die opstel en die versiering van die saal. Dit lyk regtig mooi. Dominee Stavast, baie dank vir die gepaste openingsboodskap. En dan baie dankie aan Kobus van Dijk, Sound and Lighting, vir die klank.
al die pad van Louis Trichardt af. Dit is 'n groot opoffering wat julle maak. Dankie Tinus Koeman van die Oog wat hulle bygestaan het. Sonder julle sou vandag se program soos een van daardie ou silent movies gewees het. Jy sal die monde sien beweeg en die onderskrifte lees, maar jy gaan niks hoor nie. Dankie aan Waterberg Stereo, plaaslike kerkgemeenskappe en koerante vir die reklame rakende hierdie aanbieding. En aan Nicolien Fourie vir die visuele gedeelte van die aanbieding. Dis nou die teks en die foto's wat julle op die skerm sien. Dan enkele reëlings. Eksemplare van Tinus se digbundel is tydens pouse daar by die deur beskikbaar teen R150 per eksemplaar. Daar sal 'n pouse wees om bene te rek en boeke te koop. Vrywillige bydraes kan by die deure na afloop van die program gedoen word, of pouse. Die skenkings gaan vir beide Alzheimer's ondersteuningsfasiliteite by Kokanje en by die Oog. Nou, aandag alle rolspelers, voor ons nou begin met die formaliteite. As jy jou naam hoor, kom asseblief vorentoe en kom neem 'n sitplek hier agter my in. Ek is seker almal hier sal eers die organiseerders wil bedank vir hierdie aanbieding. Sonder hulle was hier nie 'n aanbieding nie. Beide van hulle bly in die Oog. Eerste is Gert Bouwer, hy's klaar op die verhoog, agter die klawerbord, 'n oud skoolhoof, formeel opgeleide pianis, wat sê hy is lief vir Beethoven se musiek, want Mozart se musiek is te fyntjies. Nou die ouens wat weet van fyntjies, Mozart het net heeltemal te veel note. Dr. Tinus Du Plessis, hy is maar net 'n gewone dominee, met 2 doktorsgrade. Een in teologie, en dis hoekom hy nog kan preek, en een in D-lid, dis 'n letterkunde kwalifikasie, so hy mag met gesag dig. Dan is dit vir my 'n voorreg om namens daai aanbieders die volgende rolspelers te verwelkom, ook van die Oog, Dr. Jorrie Jordaan. Dr. Jorrie Jordaan is eintlik Prof Jordaan. Hy is 'n oud dekaan van die fakulteit teologie by die PUK en studentevriend van Tinus Du Plessis. Ons bedank jou vir jou sang en ook die afsluitingsgebed van die program. Nou sit sy daar ver, Tilala Beskagni, 'n besondere begaafde mens van Marken se wêreld, wat 2 van die gedigte van Tinus getoonset het en dit vanoggend hier self gaan sing. Chris Snyman, Karin se broer, wat as verteller optree, sit hier agter die tafel by Nicolien. En dan die volgende woordkunstenaars, hulle gaan die voordragte lewer. Dani Kombrink, ook van die Oog. Elise Dreyer, Judith Bouwer en Wilma van Heerden. Hoewel my rug na julle toe is, hartlike dank aan almal van julle wat hierdie aanbieding 'n sukses gaan maak. En dan die belangrikste mense hier is die gehoor, wat volgens julle tyd afgestaan het vir hierdie belangrike saak. Dankie ook dat julle op hierdie manier empatie toon aan diegene wat hulle midde in hierdie netelige situasie bevind. Hierdie is 'n bewusmakingsprogram en elkeen behoort met nuwe kennis en insigte vandag se verrigtinge te verlaat. Demensie aan Alzheimer kom soos 'n dief in die nag. Dit slaan onverwags op jou toe. Jy's nooit voorberei daarop nie en jy wil dink, ag, my ander helfte raak 'n bietjie vergeetagtig. Ons is mos maar oud en dis aanvaarbaar. Net om later te besef dat hierdie 'n krisis word wat onafwendbaar en onomkeerbaar raak. Ons dink almal mos, dit sal nie met my gebeur nie, maar helaas, dan gebeur dit. Demensie en Alzheimer is ongenadiglike siektes wat die lewensmaat, metgesel of eggenoot alleen laat. Soms met skuldgevoelens, soms met depressie,
of beide. Maar die ergste is die wroging waarmee die gesonde persoon in hierdie verhouding worstel. My lewensmaat het verander. Hy of sy kan my later nie eers meer herken nie. Onthou my nie. En ek ken ook nie daardie persoon aan die ander kant nie, want die persoonlikheidsveranderinge in daardie geliefde maak hom of haar aan my onbekend. Die eens sagmoedige mens raak nou soms vinnig aggressief. Ek verstaan nie in watter wêreld hy of sy leef nie, want sy of haar werklikheid is werklik. Maar dis nie deel van die werklikheid waarin ek leef nie. Ek kan hom of haar nie reghelp nie. Ons kan nie redeneer nie. Ons kan nie eintlik eers kommunikeer nie. Hy of sy het my letterlik lewendig verlaat. En dan begin ek worstel met God. Hoe kan hy toelaat dat so iets met sy kind gebeur? Hoe kan hy dit met my laat gebeur? Dit laat my vele kere soos Thomas twyfel aan my geloof. Daar's meer vrae as antwoorde. Totdat daardie vaste geloof van jou in God berusting bewerkstellig. God ken jou en jou lewensmaat nog voor julle in die moederskoot ontvang is, so sê die skrif. Al het hy of sy nie meer 'n begrip van geloof in God nie. Hy sal hom of haar ook nooit vergeet nie. Ook nie vir jou met al die smart en twyfel en soms verwyte waarmee jy spook nie. Dan begin die pad van aanvaarding van jou lot. Met hierdie struwelinge, deur gebed en 'n vaste geloof, gee God, deur sy Gees, krag en versterking wat jou staande hou. Jy leer 'n ander dimensie van geduld, sagmoedigheid en aanvaarding. Jy's dankbaar vir ondersteuning wat jy ontvang. Jy's ook dankbaar dat jy nog in staat is om te kan ondersteun, al is dit slegs deur besoeke in 'n sorgsentrum. Hierdie is 'n ernstige oproep tot bewusmaking van hierdie siektes. Dis baie meer algemeen as wat ons wil besef. En dis oral rondom ons, meer as in die verlede, want ons bereik hoër ouderdomme as voorheen. Daardie persoon wat jy dink, is nie meer so skerp soos voorheen nie. Daardie persoon wat nou so maklik en gou vergeet. Daardie persoon wat sulke onlogiese redenasies of vrae het, en so gou omgesukkel raak, ja. Ons sien hulle om ons, en ons staan apaties, met ag, nee wat, hulle raak nou oud, en dan stap ons verby. Gaan staan net 'n oomblik en dink. Wie is die gesonde lewensmaat wat ly? Wat hulp, onderskraging en gebed nodig het? En dan vra jy, hoe kan ek help? Ons vertrou hierdie program sal geniet. Gert Bouwer en die kunstenaars sal nou die verrigtinge verder neem. Ek dank u. Baie dankie, Pieter. Ek wil vir Pieter vir 3 dinge dankie sê, dames en here, vir die feit dat hy hier optree as die seremoniemeester. Hy is eintlik nie deel van ons groep nie, hy het deel van die groep geword toe ons hiernatoe sou kom, en ons sê vir hom baie dankie daarvoor. Hy het 'n tweede ding betrokke geraak. Ons het 'n trompetspeler gehad wat nie vandag hier kan wees nie, tot hom nader gehark, want hy kan saksofoon speel. So Pieter, baie dankie vir jou saksofoon. En die derde ding, hier waar ek staan, julle kan dit nou nie sien nie, maar hier staan 'n klavier. En hy kom uit Pieter se huis. Ek is verskriklik dankbaar daaroor. Anders moes ons my klavier gebring het van die oog af, en dit sou 'n bietjie van 'n storie gewees het. Baie dankie vir hierdie 3 dinge, Pieter. Dan wil ek ook sê, baie dankie aan Ina Lessing en die gemeenskap van Kukanje vir die uitnodiging aan my en Tinus om hiernatoe te kom vandag. En baie dankie aan Weesgerus, ek dink Tinus het dit reeds gesê, vir hierdie saal wat ons vandag het. Vriende, ek wil 'n belangrike ding sê. Hierdie program wat ons aangebied het by die Oog en vandag ook hier aanbied, word opgedra aan Karin Du Plessis, die eggenote van Dr. Tinus. Maar ons wil terselfdertyd ook sê, ons dink ook, en in ons gemoed wil ons hulle in herinnering roep, dat dit nie net Karin Du Plessis is,
wat Alzheimer het nie. Daar's vele van ons mense. En ons wil almal van hulle ook opdra aan die Here soos wat Dominee Stafast ook vandag gedoen het. Nou vriende, nou gaan ek begin sit agter die klavier. Ek het 'n bietjie van 'n rug, so vergewe my dat ek sit. Wat is op ons spyskaart vandag? En dan wil ek dadelik hierdie belangrike ding sê. Hierdie program, dames en here, is nie 'n konsert nie. Ek en Tine sê, dis ons beskouing, dit is 'n stuk getuienislewering. Dit handel nie oor onsself nie. Ons wil getuig oor hoe om deur swaar kry en pyn die Here te bly vertrou en sy genade te verkondig. Ons wil dus aan God die eer bring ten spyte van die dinge wat ons as mens beleef. En omdat ons hierdie tipe van program doen vandag, wil ons die volgende vir u vra, wat applous betref. In die eerste helfte staan dit u vry om applous te gee as u meen dit wat ons aanbied is dit werd. Dan is u baie welkom om applous te gee. Maar dan sit pause en dan begin ons by die tweede helfte. Die tweede helfte is 'n stemmingsprogram wat in hoofsaak bestaan uit gedigte wat voorgelees word. Dis somber. En ons wil dan vra, asseblief geen applous in die tweede helfte nie. Maar ons gaan vir u geleentheid gee as die hele program klaar is. En as ons afgesluit het en ons sluit af met 'n pragtige lied wat u saam gaan sing, dat ons dan vir u geleentheid gaan gee om applous te gee vir alles wat dan vandag hier gebeur het. Ons hoop u voel om applous te gee. Dames en here, dit gaan ons so. As mens hier voor is, dan kom jy skielik agter jou mond se droog. Ons tema. U het kennis geneem van ons tema. Ons tema is saam op reis deur die lewe. Nou, dames en here, ons lewensreis begin met geboorte. En dan gaan daar's tweekies wat nou, hy wil nou vir haar die hof maak. En kyk wat gebeur daar, hulle staan voor die preekstoel. En dan word daar 'n baba gebore. Op 'n stadium dan sê die baba kubai ma, kubai pa. En dan sit twee ou mense. En na ruk is dit een ou mens. En na ruk is dit die vervaldatum van al twee wat aangebreek het. Dit is ons reis deur die lewe. Maar ons sal ook sê die Bybel het ook 'n ander beeld. Die beeld van 'n lewensloop, van 'n pad. Psalm 119 vers 105 sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die nuwe vertaling sê, die 2020 vertaling sê, my lewenspad. Elkeen van ons se reis loop soms op goeie paaie. Dominee Stafast het nou daarna verwys. Teerpaaie, snelweë waar ons met gemak ry. Maar soms swak paaie. Byvoorbeeld 'n grondpad wat erg sinkplaat is. Swak pad. Soms helaas, as ons na die volgende skyfie kyk, dan ken ons dit nie goed nie. Slaggat op slaggat. En dan kan ons teëspoed. Ons skryf bande af, of die voertuig raak onklaar, en dan moet dit ingesteek word vir herstelwerk. So werk ons lewensloop, ons lewenspad. Nou vandag wil ons die lewensreis van Tinus Du Plessis in oënskou neem. En dames en here, ons wil dit hoofsaaklik doen aan die hand van sy digbundel, My nag het donker geword. Dink ons gaan hom nou sien daar. My nag het donker geword. Daar is 'n foto van Karin op daai buiteblad. Tinus is 'n digter wat al 'n hele aantal digbundels die lig laat sien het. En hy het die gawe van die Here ontvang om met woorde te toer. Sy eggenote se siekte het hom uiteraard emosioneel en geestelik diep geraak. En dit was die inspirasie vir nog 'n bundel. Wat u nou net daar sien, daar sy kopieë is dan vandag beskikbaar, het u reeds gehoor, gedurende pouse of na die tyd daar agter teen R150. Maar ons wil nie net op die moeilike paaie van Tinus en Karin fokus nie.
Daar was tye wat hulle twee gemaklik gery het, op mooi paaie. Daar was tye wat hulle pad geloop het deur pragtige natuurskoon, en ons wil iets daarvan ook vandag hier oorbring. En dan 'n ander belangrike ding wat ek wil sê, ons wil na Tinus se reis kyk as 'n voorbeeld. Ek het hier geskryf 'n prototipe van elkeen van ons eie reis. Iets waarmee ons kan vereenselwig. Want watter mens op aarde se reis is altyd gemaklik. Ons het almal maar singpaaie. En as ons dan vandag fokus op Tinus se reis, sal ons moontlik daarmee kan identifiseer. En op die manier hopelik gaan ons beter toegerus word om ons eie teëspoed, die dag wanneer dit ons tref, te hanteer. Tinus het my genooi, dit was hier verlede jaar, Oktober se kant, om vandag se program saam met hom aan te bied, en om die storie met musiek af te wissel. Dit is vir my 'n voorreg, ek doen dit graag. Ons gaan dus 1 of 2 keer ook na my lewensreis verwys. Tinus se kinderdag, kom ons gesels daaroor. Op Groenvlei, dis 'n gehuggie in die diep bosveld, naby Thabazimbi, is Tinus in 'n tent onder 'n harde koolboom gebore. En dit het gebeur op 11 Augustus 1946. Nou ek is in dieselfde jaar, een van dieselfde kalvers van daardie jaar. So ons is albei nou hier op pad na 78 toe. Tinus het groot geword as 'n kaalvoetkind van die veld, tussen die bosveld, bome en bosse. Die oudste van 4 seuns, almal getoe as buitelewe mense, as jagters. Van kleintyd af is Tinus se lewenspad nie maklik nie. Dit is 'n singplaatpad met slaggate. Hy word siek as kind en hy beland vir jare in die hospitaal. Eers in Thabazimbi Hospitaal, later in Pretoria in die Beatrice Hospitaal en Andrew McComb. En in hierdie tyd het hy skool gegaan in die hospitaal. En daar in die Andrew McComb, in sy siekweestyd, het iemand vir hom 'n mondvleitjie persent gegee om homself mee besig te hou. In die speelkamer het hy sy eerste wysie sit en uitwerk. Dit het so geklink. Herken jy dit? Daar kom Koos die groenteman al tingeling deur die straat. Nou vandag het hy, ek praat nou van Tinus, nie van Koos nie, verskeie mondvleitjies. Ons gaan van 'n paar van hulle vir jou wys daar. Hy is vandag 'n besonder begaafde, besondere vaardige mondvleitjiespeler. En dames en here, nou wil ek 'n stelling maak. 'n Mens wonder of Tinus ooit sou geleer het om mondvleit te speel, as God nie die hospitaaltyd in sy lewe beskik het nie. Ken ons Romeine 8 vers 28? Ek dink so. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Tinus leer mondvleit speel in die hospitaal. Maar kom ons loop die storie bietjie vooruit. In 2015, by die Oog, het ek en Tinus ontmoet. En ons het vriende geword. Ek het, anders as Tinus, formele musiekopleiding in klavier gekry. Ek onthou baie goed hoe ek altyd moes musiek maak by die kerkjeugvereniging, die KJV. As ons sondaande sangkring hou en alle leeliedere sing. Nou, ek dink jy herken daai ore, né? Dis hulle hierdie. Of wanneer ons iewers gaan kuier het as gesin, dan moes ek altyd hoor, ag Gert, speel vir ons iets. Nou die meeste van die tyd kon ek uit daardie ding uitkom, deur daai ou triek uit te haal. Ek het nie my boek hier nie. Maar soms het ek tog probeer, soos wat ek vandag nou vir julle ook gaan probeer. Ek gaan 'n kort stukkie speel van Mozart se Alla Turca.
konsert het nie so gestop nie, hoor. Hy het aangegaan. Vriende, daar's nog iets wat ek wil vertel oor my musiekloopbaan. Ek en Judith, daar sit sy en ons 4 kinders, het 35 jaar gelede, saam met 2 gesinne, vriende van ons, 'n bedieningsgroep gestig. Ons het hom genoem Adoroma. Ons het in Carolina gewoon. En in daardie tyd het die Here my die gawe gegee om liedere te komponeer en lirieke te skryf. En ek en Tinus het besluit om een van my komposisies in te sluit in hierdie program wat ons vandag gaan doen. Dit gaan in die tweede helfte gebeur. Nou verder van my en Tinus se vriendskap. Dames en here, die vriendskap wat tussen my en Tinus ontstaan het 2 dimensies. Dis 'n geloofsvriendskap, alhoewel hy 'n dopper is en ek 'n gaatjie ponder. Die kerk van Christus is baie breër as die mure van 'n kerkgebou. Sal my saamstem. Maar die tweede aspek van vriendskap is 'n musiekmaakvriendskap. Ek en Tinus het male sonder tal by konserte van die Oog en ook in omliggende dorpe opgetree. In Naboomspruit en Modimolle het ons hier in die gereformeerde kerk opgetree en in Mokopane. Daar staan ons met ons hoede. En ek en Tinus gaan nou. Tinus is hierby. Ek vir julle 'n liedjie speel waarvan ons baie al gespeel het. Maar kom ons gaan eers weer 50 jaar terug. Nou staan daar Tinus en Karin ontmoet mekaar. Vriende, as gevolg van 'n insident in sy hospitaaltyd, het Tinus besluit om eendag predikant te word. En so beland hy op Potchefstroom by die Pik, waar hy 'n aanvallige meisie ontmoet, Karin Snyman. En soos jy kan raai, raak hy verlief. Nou gaan ek vir Jorrie vra om saam hier by my te kom staan en 'n liedjie te sing, 'n liefdesliedjie, wat ons gaan sing vir Tinus, eintlik vir Karin. Janie de Tooy se liedjie, 'n liedjie vir jou. Tussenin sê, ek dink vanaand dan, ek het nie gedink hy sal vandag kan sing nie. Maandag en Dinsdag was sy stem weg. Ek dink vanaand aan jou en aan die wilde kus se golwe. Ek dink vanaand aan jou en aan die eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede en beestepaadjies sukkel oor die rand. En ek wens dat ek
my liedjie vir jou kon sing. Ek weet dat jy die woorde sou verstaan. Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet dit sou weer 'n vonkel in jou oë bring. Ek dink vanaand aan jou en aan die visrivier vallei. Ek dink vanaand aan jou en aan sy kronkel, kronkel, kronkel. Ek dink aan stroomversnellings, aan die koue winternagte en kampvuurhande op die goudgeel sand. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Ek weet dat jy die woorde sou verstaan. Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet dit sou weer 'n vonkel in jou oë bring. Ek dink vanaand aan jou en aan die blou, blou Kaapse berge. Ek dink vanaand aan jou en aan die helder sterlig aand. Ek dink aan waterpoele, wit proteas teen die hange, maar soms net 'n oomblik net aan jou. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Ek weet dat jy die woorde sou verstaan. Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet dit sou weer 'n vonkel in jou oë bring. Dames en here, voor tieners klaar studeer het, staan hy en die generaal van sy lewe voor die kansel. U kan raai wie's die generaal? En natuurlik toe klink dit so. Nog 'n ander liedjie wat ons ook altyd assosieer met die huwelik. Hierdie ene het jy sekerlik herken. Maar die ander enetjie sal almal van ons nou nie ken nie. Dit is die ja-woord is uit in die huwelikskuit. Nou gaan ons hom sing. En die liedjie roep beelde op, vriende van die opwindende jeugjare, die Witbrood. En nou moet ek vir julle 'n geheimpie vertel. Tinus en Karin was by die oog van hulle Witbrood, toe dit nog Rondalia was. Maar as jy nou glimlag, gaan jy nou hard lag. Dit was die vakansie waar haar ouers altyd gaan vakansie hou het, en toe die Witbrood plaasvind, toe is die ouers ook daar. Maar ek sê, die liedjie roep beelde op, van die saam huis opsit, windende jare, maar tog ook, dames en here, met die wete dat daar 'n ongedurigheid, 'n onsekerheid iewers ons lewe bedreig. Want wie van ons ken die toekoms? En ek wil ons maar nou die liedjie saam sing, en ons moet 'n bietjie na die woorde kyk wat ons nou gaan sing. Ek moet hierdie klavier net 'n bietjie dokter. Daar's hy. Die ja-woord is uit en die huwelik skuit. Sal jy, liewe bruid, sal jy nou? As stormwinde kom en die skuitjie val
mag dit jou nooit nie berou. As stormwinde kom en die skuitjie val op, ag mag dit jou nooit nie berou. Ons het gesing van stormwinde, en weet u vriende, uiteindelik het die stormwinde gekom. Woeste stormwinde. Miskien moet ons sê dat 'n tsunami gekom in die Du Plessis se huwelik. Maar, en dis 'n belangrike ding wat ek nou wil sê, nie voordat Tinus en Karin baie vrugbaar vir die Here gewerk het in verskeie gemeentes nie. Van die Zambesi rivier in die noorde, tot by Kaapstad in die suide. En jy sal nou 'n kaartjie daarvan sien, om 'n idee te gee hoe het hulle rondgetrek in Suid-Afrika. Ek sê van die Zambesi rivier tot by Kaapstad in die suide lê hulle spore op kerklike terrein. En die woorde wat ek nou wil sê, het ek laat skryf daar. Slegs ewigheid sal eenmaal die seën onthul van 40 jaar se vrugbare arbeid van hierdie predikantspaar in die wingerd van die Here. En ek en Tinus gaan nou Dogter van Sion vir julle speel. Nou het ek klaar gepraat, nou neem die verteller oor, dit is nou Tinus se swaar, wat namens hom vandag gaan praat. In verskeie gemeentes het die generaal alles wat in haar was, vir God en sy kinders gegee. Sy het haarself ook vir Tinus afgesloof, omdat hy aanhou studeer het, en dit het geweldige eise aan haar gestel. Tinus en Karin het die volgende gemeentes in hulle tyd as predikantspaar bedien. Eerste die destydse Salisbury in Rhodesië, 1973 tot 1974. Messina Oldies, daarna die kombinasie Messina Magalakwin Oldies tot in 1978. Van die platteland af Myne toe, Stilfontein tot in 1981. Daarna na die Natalers toe ook in Pietermaritzburg tot in 1986. Onvermydelik moes die stad aan die beurt kom. Kempton Park was harde stadsbediening tot einde 1998.
Van 24 Januarie 1999 tot 31 Augustus 2011 met hulle aftrede het hulle in die Boland gewerk. Die huis was in Bellville. In hierdie tyd was die generaal al ernstig siek, maar hulle het nogtans kans gesien om vir nog 3 jaar en 'n paar maande in Clanwilliam te gaan werk. Die generaal se gesondheid het toe soveel verswak en eise aan hulle gestel dat hulle versorging moes soek. Tinus het toe finaal geëmeriteer omdat die siekte sy bediening begin benadeel het. Dag en datum 28 November 2014 het hulle by die Oogse hek ingery. In hierdie tyd slaan die skok van die geweld van Alzheimer siekte in hulle vas. Die diagnose en die besef van die siekte in 2010 was toe al ontredderend. Nou het die werklikheid met al die felheid van die pyn in hom op hulle toegesak. Die Alzheimer siekte verloop in fases. Elke fase het sy eie skokke en sy eie dinge om te verwerk. Elke keer het Tinus nuwe uitdagings gehad om te verwerk en te hanteer. Dis belangrik om te verstaan dat hierdie lyding albei intens geraak het. Soos wat sy lewensmaat agteruit gegaan het, het die pyn wat daarmee saamgaan vir Tinus ook verdiep. Haar seer en syne was elke keer meer intens. So ook die vernedering wat hierdie siekte bring. Lei my o Heer op hierdie nuwe pad. Ek bid dat U my hand sal vat. Ek moet nou hierdie padkaart probeer lees, sodat ek die vreemde pad nie vrees. God gee vir my nou nuwe rigtingwysers en bring my voet na vreemde kruisings, sonder dat ek die pad verstaan. Is dit die pad waarop ek gaan? Die nuwe pad, die nuwe pad, die engel van die lig sal my moet terug, sodat hy my die pad kan wys, om tot die einde saam met God te kan reis. Ons moet die pad nou berg oploop, ek sonder kennis en vol wanhoop. Daar is nie eers vir my 'n waterstroom of rusplek onder ruie koelteboom. God gee vir my nou nuwe rigtingwysers en bring my voet na vreemde kruisings, sonder dat ek die pad verstaan.
is dit die pad waarop ek gaan. Die nuwe pad, die nuwe pad, die engel van die lig sal my moet rig, sodat hy my die pad kan wys, om tot die einde saam met God te kan reis. Dit was 'n verskriklike skok wat Tinus en die generaal aan Vlaarde gehad het toe sy met Alzheimer gediagnoseer is. Hoe gaan hulle nou vorentoe? Daarna het dinge wat al 'n paar jaar aan die gang was, in plek begin val. Vreemde optredes, vergeet. Alles tipies van hierdie siekte. Die situasie het al hoe meer onhoudbaar geword, soos wat die tyd aangestap het, omdat die generaal in totale ontkenning geleef het. Niemand mag geweet het dat sy aan Alzheimer's ly nie. Huiskonsert. Vingers het beskikkers van lof en klank geword. Elkeen het teen wit klawers of glansende snare gedruk en note teen die lug laat inbeur. Al sterker het die maestros musiek gemaak. My kamer gevul met frekwensies van my Here lof wat al weier kring en elke meneer doodsing, tot waar die een op die troon stemme van dank kon hoor. Soos die lewe eenmaal is geen simfonie volmaak, sonder dat kruise en molle noodwendig ook al bydra maak. Swart note en helder kitaarsnare, met wit note en kragtige stem, het die naglig se donker getem. Uit die klein sitkamerkonsert het Diebel universeel gegroei tot by die sterre verby. Musiek en klank is duidelik in 'n helder lig, wat duisternis breek tot teen die troon gehoor, waar elkeen se gawes sy lof vertoon.
Dames en here, dit bring ons by pouse. Daar is nou vir ons 'n geleentheid om agter te beweeg, bietjie met mekaar te gesels oor wat die tot dusver beleef het. En is dit nou tyd vir 'n koffietjie of gaan dit eers na die tyd bedien word? Eers na die tyd. So dis nou net 'n biologiese breek en jy kan kyk na die boeke. Baie welkom. Come running, Ja, almal ons sitplekke in asseblief. come running, come running Ons het nou reeds 2 back to you. van Tine se gedigte gehoor. Dit is Stella wat gesing het en die lied het huiskonsert vir ons gedoen het. Maar nou by die ander gedigte is ons versoek dat geen applaus sal lewer op hierdie stadium nie. Soos ek gesê het, einde sal ons dit wel doen. So wat nou gaan gebeur is voordrag van gedigte en die verteller, dis Chris Snyman wat sal vertel en af en toe gaan daar 'n bietjie musiek wees. Dani. Daar sy. My liefhê vrou. My liefhê vrou is die mooiste mens. Iemand wat my kroon gaan haal en terugsit op my kop as telkens my koningskap val. Dis sy wat die wysie van my lewe ken. Die dientjie van my hart, my liefhê en my smart. Dis sy wat my eie lied terugsing. As ek in my onwis sonder woorde is, dis sy wat my weer ritme gee. As my dink en my lewe stol. Dis sy wat my hand vat en saambid, as ek in my seer op my knieë snik. Dis sy wat my oë blink maak, as onbegrip hul dof laat raak. Ek soek haar spore waar sy staan. Dis 'n lang en 'n seer pad om te loop. Dis 'n siekte wat die beeld van God in jou stuk wegsny en laat wegraak in vergetelheid. Aanvanklik het die neuroloë hulle gerus gestel dat dit nog heel aan die begin van die siektestoestand was. Daar was medikasie wat die ontwikkeling van die siekte kon vertraag. Na elke besoek is dieselfde versekering gegee. Dokters kan die siekte met nuwe medikasie wat op die mark is, vertraag. Vir 13 jaar was die ontwikkeling van die siekte stadig. Hulle kon met die gestadigde agteruitgang saam leef. Besoektyd emosies. Die besoektyd. Deur glas skuifel jy nader na my. Ek sien, jou naderloop is eintlik wegstap in die ewigheid. Ek besef, hy
skeur jou met elke sukkeltree uit my wese uit. My dink skree trane uit my siel, want jou gesig word strakker. Jou oë glans al dowwer. Buite beheer verniel die siekte jou. Mooi verledes is al wat ek oorhou. Die verpleegster sit haar hand op my. Haar troos skuif my seer op sy. Maar my leed bly lei en lei. Sy raad het besluit om jou met lyding uit my hartklop uit te lei. Ek sien my boot se maspaal val terwyl al minder wind deur touwerk huil. Jou seil hang spoogagtig flarde elke dag. Verweer dit meer en meer. Ek weet, uit hierdie hawe seil my skip nooit weer. Se eie woorde. Ek het later nie meer geleef nie. Die generaal het my geleef, want ek moes 24 uur van elke dag letterlik binne vatafstand van haar af wees. Ek kon niks van my eie dinge meer doen nie. S'nags het ek gesit en Bybel lees vir ure. Want dis altyd wat ek vir myself gehad het. Ek het gebid. Die Here gesmeek om haar gesond te maak. Later het ek begin bid dat die Here my net asseblief krag moet gee dat ek dit hou.
Die groot pad, op my verdwaalpad, swerf ek adresloos orals rond. Elke raakloopgees dui rigting aan, dikwels ongevraagd. Trek oos, sê een. Nee, reguit wes, adviseer ander weer. Ongehoorsaam aan die kenners van vir hul 'n onbekende pad, beur ek tussen woude en deur moerasse voort, tot ek met eens deur skraler lower son sien deurbreek. Voor my die groot pad skyn. Die pad loop opdraand, smal en rotsbesaai. Slaggate wil my vrag aflaai, maar oor die bult lê lokkend rooi die opkoms van 'n nuwe dag, teen die hemelruim ontplooi. Die pad is steil en ver, maar ek bid en vra, my vrag ongerieflik swaar, dat die skoenmaker my skoene sterker en my sole dikker maak. Al is dit dat die vye boom nie bot en alles word verniel deur roes en mot. Geen kleinvee in die kampe meer, geen beeste in die krale heer. Die rampe en ellende druk my neer. Tog sal ek jubel, ek sal jubel in die Heer. Tog sal ek juig en my redder meer en meer. Ek sal my verheug en met al my krag verbly. Hy is Heer, niks sal my van hom kan skei. En kyk ek na die wêreld rondom my, dan sien ek oral hoe dat mense ly. Daar's bitterheid, verbrokkeling en mense wat wil selfmoord pleeg. Dit alles skep 'n wêreld sonder vreug. Tog sal ek jubel, ek sal jubel in die Heer. Tog sal ek juig en my redder meer en meer. Ek sal my verheug en met al my krag verbly. Hy is Heer, niks sal my van hom kan skei. Hy is Heer, niks sal my van hom kan skei. En nou, jongtyd het ons saam gevry, ook saam voor God geloof bely. Nou het siekte gebrokenheid, met die helse wreedheid, deur ons tweesaamheid gesny. Iewers
staan jou enkelbed alleen. Voor die TV slaap tuis net een. Terug soos in my jongtyd jare, stap ek op 'n enkelvoetpad. Nee, struikel ek as te ware op my alleenlooppad. Jongtyd het somerhitte, 'n hele watersee om my mirage. Nou, oudagtyd, staan ek midde 'n tranesee wat om my voete plas. Hoe loop ons nou een, die graf toe pad alleen? Ons loop ongekus, want ons saamlooppad is polsend oopgesplit. Lewensskeiding. Jy lag nie meer nie. Jy praat ook nie. Soms fluister jy vreemd. Net onsigbares verstaan. Jy tas rond en vat na dinge. Iets wat in jou dimensie sigbaar is. Ek vra leeg of ek kan help. Maar jy antwoord niks. Jy dryf die vreemde in. Sy, my roos, het hoog en rooi geblom, waar sukses en lof tot wasdom kom. Nou blom sy niks. Haar somer word uitgewis. Sy wonder of ek die tuinman is. Haar blomblare lê rondgestrooi in verslaande verledes, weggegooi. Aanstonds blom sy swart. My kop buig swaar in smart. God in die donker en ek alleen. Helder klingel nagwind die windorrel. In sy klanke hoor en sien ek my verlede. Flitse van mense en gebeure vlieg verby.
Alles kom en gaan, raak weg in die nag. Al wat tussen my lakens oorbly, is God en die donker en ek alleen. Drome van vreugde op reis na die kinders, beplanning van vakansies deur die Karoo, wensdromery oor 'n maat wat saam bid, 'n stuk verlenging van my lyf wat God prys, wat saam nood en vreugde aandra tot voor die Hemelvader troon. Maar dis net God en die donker en ek alleen. Alleen lees ek Bybel, alleen aan my tafel, alleen voor die wasbak drup seepskuim deur 'n ou man se skottelgoedvingers. Alleen stort ek my dag se sondes met Old Spice, Whitewater en Lifebuoy deur die drein. Alleen gaan my slaapklere bed toe. Nou is dit net God en die donker en ek alleen. Alleen bid ek onder die helder daklig. Die ligskakelaar breek alles in donker in. Alleen onthou ek my dooie pa se woorde. As die son sak, dan is dit God en die donker en ek alleen. So
middernag alleen. Dis middernag stil. Lyfpyne skree teen my ouderdom tot ek later uit die bed regop kom. My pantoffels skuif raas gang af tot ek op my skryfstoel sit. Dis middernag en stil. Buite staan die donker wag. Binne sluip my gedagtes deur my rekenaar, terwyl toetsers met my vingers stoei, tot hulle stuk my swerfgedagtes in getikte woordjies openbaar. Teen middernag stilte in, begin ek bid. Here, vou u hande teer om haar wat biddend deur 'n waas van onverstaan smeek, dat u haar sal haal uit haar maalkolk van verwarring. In middernag stilte sit elke kind, my God, vasgevang in tyd wat afbreek en verlam. Sal u, almagtig, tog net een woord sê, dat kwel en kwaal hul in verstomming neerlê, dat my kinders opstaan uit die stof, waar siekte wraak al neergegooi het. My lewe is middernag stil, want dis net ek alleen wat van dag tot nag deur my oumans dae skuif. Die opdraande word al styler. Haar vermoë om afstand en rigting te bepaal het vinnig verdwyn. Haar begrip van tyd was met eens nie meer daar nie. Aanvanklik het net haar korttermyn geheue pad gegee. Daarna het haar geheue weggeraak. Sy kon feitelik niks meer onthou nie. Sy het later nie meer mense herken en onthou nie. Op 'n stadium het sy haar man ook nie meer herken en onthou nie. Hierdie was die tyd waarin sy alle vaardighede verloor het. Tinus het toe al lankal die kosmakery oorgeneem, want sy kon nie meer nie. Sy kon nie meer die stoof aan of afskakel nie. Sy kon met eens nie meer die wasmasjien hanteer nie. Sy kon later nie meer 'n lig aan of afskakel nie. So magteloos teen die ander ek se seer. Ek lees dit in haar oë weer en weer. Haar lyf en brein deur ouderdom verweer. Sy kyk na my met verbuistering. Haar lewenslied word nou verward gesing en haar stem deur angs gedra word al stiller met meer vrae. Ons
volmaak vir U, o Heer, te kan pryk. Here, in my pyn en seer, ek voel hulpeloos elke keer. Ek sien hoe sy so hulpeloos na my kyk, 'n toekoms wat so hopeloos kan lyk. Sy veg terug en probeer volhard, maar elke dag is sy net meer verward. Uitgly sy nou, en ek vra, Heer, waar's my vrou? Help ons, o Here, vat nou ons hande, skeer ons uit stadig sterf se tande. Herskep ons as sangers in U ryk, dat ons weer so kragtig en lieflik vir U lyk. Herskep ons as sangers in U ryk, om vry van angs en volmaak vir U, o Heer, te kan pryk. Om volmaak vir U te kan pryk. Tinus het begin navraag doen na verblyf in 'n sorgsentrum. Daardie opname het gekom lank voordat hy gereed was om haar af te gee sorgsentrum toe. Die dag toe hy haar weggebring het, was die verskriklikste dag van sy lewe. Hy het geweet dat sy nooit weer by hulle voordeur sou terugstap nie. Hy het gevoel hy was 'n verraaier en 'n swakkeling, want hy het gevou. Skuldgevoelens het oorhand toegeneem, want hy het gevoel dat hy die Here beloof het, hy sal vir haar sorg tot die dood toe. En nou misluk hy. Hy het skaam gekry vir homself. Hy het homself vir 2 maande toegesluit, dat niemand hom kan sien nie, want hy het gedink, die mense gaan hom verag, omdat hy so 'n swakkeling is, dat hy nie kan deurdruk met sy vrou se versorging nie. Verraad. Was ek tog maar Judas, kon ek 20 sikkel silwer wys vir my verraad en onklaar manlikheid. My swakheid om te sorg waar God vir my 'n roeping met die vinger wys. Nou is my reistas met verwyte vol gestop en skerp onthou van trane in dof gepynde
vroue oë, wat soebat in haar hoop, dat ek eerder lief sal hê, as om oor haar horison my lewe in te loop. My eer word angs, wat vrees dat God oor my daad gaan regter wees, dat sy uitspraak my saam met die ryk man in Gods verlatenheid sal stort, waar ek sou wens, ek kon haar trane hê, om genade in die kole vas te lê. In Tinus se eie woorde, maar daar was ook en is nog steeds baie groei in my verhouding met die Here. Ek kon al meer en meer verstaan dat die afbreek van ons menswees eintlik die trappies is waarmee ons besig is om op te klim na God se troon toe. Ek begryp al hoe meer die gewelddadige kontras tussen hierdie stikkende wêreld en die volmaaktheid van die herskepping in die Here Jesus. So het ek weer my eie godsbeeld raakgeloop. Ek het weer begin preek en uitbeweeg. Vriende en die kinders het inderdaad die slotte van my eensaamheid en seer oopgesluit en weer met hulle lewensvoorbeeld die lig van God se genade in my verstand en lewe laat inskyn. So het ek bidend en met skrifstudie en die bemoediging van my vriende en kinders weer die kollig van God se genade gesien. Tinus moet bely dat die Here vir hom 'n binnekring van vriende en kinders gegee het, wat hom met hulle ondersteuning weer uit sy skerwe gaan optel het. Hulle het nie die generaal of hom ooit verstoot nie. As hy stil begin raak of wegraak,
het hulle doeteenvoudig gegaan en hom opgesoek. Hulle was daar met gebed en met geloofsondersteuning. Hulle het saam met hom gebraai en eet en musiek gemaak. Hulle het niks voorgeskryf nie, niks geforseer nie. Hulle was net daar. Ek vertel in Tinus se eie woorde. Ek begryp al hoe meer dat die geweldige kontras tussen hierdie wêreld en die volmaaktheid van die herskepping in die Here Jesus in my en Karin se geval juis opgeskerp en verlig word deur die daaglikse afbreek van haar menswees, haar waardigheid en veral in die koningsbeeld van God wat uit haar wese wegraak. Ek smag na die dag wanneer ons albei deur die grense van hierdie verrotte wêreld inbreek in die heerlikheid van God se koninkryk. Daar sal ek haar weer sien, maar dan op die mooiste wat sy kan wees.
En daar verander toe my droom en stilte daal daar neer. Weg is die bly hosannas, geen kinderstemme meer. Die son het toe verduister, die oggend koud en stil. En die skadu van 'n kruis verrys om ons ontwil. En die skadu van 'n kruis verrys om ons ontwil. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Verander die toneel, 'n helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn. En almal kan nou binne gaan, geen een sal buite staan. 'n nuwe dag het aangebreek, die kinders sing weer saam. Die heilige stad Jerusalem sal nooit weer kan vergaan. Die heilige stad Jerusalem sal nooit weer kan vergaan. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Kom ons bid nou saam. Ons Vader in die hemel, ons elkeen se lewe is in u hande. Dit besef ons nou des te meer na hierdie getuienis wat ons gehoor het. Ons besef dat u ons lei oor hoë hoogtes en deur donker dieptes, maar ons nooit verlaat nie. Ons dank u daarvoor dat ons u kan opsoek in moeilike tye. En by u vind ons 'n rots wat vas staan. Ons dank u vir die wonderlike gawe met woorde wat u vir Tinus gegee het, sodat hy hierdie getuienis van hom so in woorde kon vasvang, dat dit ons in die hart kon gryp, en des te meer grondvat en wortel skiet. Ons dank u vir die gawe van musiek wat u vir Gert gegee het,
en vir al die ander hier, sodat ons deur woord en klank en vers hierdie getuienis kon ontvang. En by alles kon weet en dit kon beleef, aan U alleen, o Here, kom die eer toe. Wees dan nou so met ons elkeen waar ons uiteengaan. Ons bid dit dat U ons sondes ook sal vergewe, want ook die bly ons altyd helder voor die Gees. Maar te midde van alles sien ons U Seun, ons Here Jesus Christus, as ons leidsman en volëinder van die geloof. Hoor tog ons gebed, o Here, in sy naam. Amen. Baie dankie, Jorie, vir die gebed. Vriende, ons is aan die einde van ons program en ons is nou by daardie punt wat ek in die begin gesê het wat ons gaan doen op 'n stadium. En ons is nou daarby vir julle geleentheid te gee om applaus te gee as julle so voel. Baie dankie vir u teenwoordigheid. Mag die Here u seën.